Gemeente, ons maak dan ook volgens die woord van die Here oop, soos ons dit vind in Matteus 11. Matteus 11, en daar gaan ons lees vanaf vers 25 tot en met vers 30. Matteus 11, vanaf vers 25 tot en met vers 30. Maar voor ons dan ook lees uit die woord van die Here, kom ons word net stil voor hom en vra dat hy vandag met ons sal praat uit sy woord. Here ons God, hoe wonderlik om te mag stil word net voor U. Ja Here, op hierdie pragtige oggend het U elke een van ons genooi om ook by U te kom sit en te kom luister na U woord. U 'n afspraak met elke een van ons gemaak. En wanneer ons dan nou stil word, wil ons kom vra, Here, praat met my, want ek het U so ongelooflik baie nodig. Sonder U, Here, weet ek nie waar ek sou wees, waar ek sal heen vlug nie. Maar saam met U, Here, weet ek is meer as oorwinnaar, want U, Here, is met my. U is die een wat my die krag, die wysheid en insig, die beskerming en die sorg gee. Daarom bid ek dat Here U dit nou sal stil maak in ons gemoed, dat U inderdaad duidelik deur sal kom met U woord vir my, en dat elke een van ons, wanneer ons hier weggaan, dit sal doen met die wete, ek het van my Here gehoor. Daarom is en bly dit my gebed. Spreek Here, want U kinders luister. Amen. Matteus 11 vanaf vers 25. Die opskrif van die gedeelte is die uitnodiging van Jesus. Daardie tyd het Jesus gesê, ek prys U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge van die slim en geleerde mense verberg het en dit aan die eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit U genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. En ook ken niemand die Vader behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig. Ek is nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, my las is lig. Amen. Tot sover ons skriflesing. My geliefdes, ons lewe mos maar in baie moeilike dae deesdae. Baie mense dra ongelooflik swaar aan laste. Vir sommige is dit die finansiële laste. Ander dra weer swaar aan siekte en bekommernis. Ander dra sommer swaar aan al drie saam. Dan is daar die bekommernis oor die toekoms, ons kinders, probleme in hulle huwelike, in ons eensaamheid en depressie wat mense deurgaan, die skuldgevoelens, die pyn, die verlies wat mense ervaar, en al die swaar dinge wat dit partymal net so ongelooflik moeilik maak. Ons glimlag mos maar dikwels na buitentoe. Daai vraag oor hoe gaan dit is mos maar altyd goed, dankie. Maak nie saak hoe swaar die las is wat ons soms binne dra nie. Daai vrese, daai pyn, daai vrae wat in ons is, wat partymal so ronddwaal in ons, daai probleme wat ons het, wat ons soms wonder, is ek ooit werd om te lewe? Het die Here my lief, want kyk hoe vol foute is ek. Al daai dinge wat aangaan. Ek weet, dis nie net ek wat so voel nie, daar moet nog mense wees wat so voel in hierdie oggend. Hoe gaan ek deur hierdie week kom?
Waarom laat God hierdie dinge toe? En baie keer wonder ons, sien God my pyn raak? Weet hy van wat aangaan? Want hoekom is dit dan so moeilik? En dan hoor ons vanoggend weer die sagte stem van die Here wanneer hy met my en jou kom praat. Wanneer ons dit dan lees in vers 28, wanneer Jesus self sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Ek sal vir julle rus gee. Wat 'n wonderlike uitnodiging van die Here. Hy sê nie, gaan maak nou eers al jou foute reg en maak jou lewe reg nie. Hy sê nie vir ons, gaan word eers sterk en kry jou kragte herwin en dan kom jy nie. Hy sê eenvoudig vir jou net soos jy is. Net waar jy is. Kom na my toe. Met al daai vrae, met daai selfbeeld wat partymal so laag is, met daai twyfel oor wat gaan die toekoms vir my inhou, gaan ek dit maak, gaan ek dit oorleef, is ek goed genoeg? Dan sê hy vir jou, dit maak nie nou saak nie, kom na my toe. Met al daai goed wat jou so oorlaai en belas en moeilik maak om aan te gaan, kom na my toe. Ek sal jou rus gee. Sy uitnodiging vir elke een van ons. En die ander ding is, hy nooi nie net party van die mense nie. Almal wat moeg en oorlaai is. Almal is welkom. Daar is niemand wat uitgesluit word by sy uitnodiging nie. As jy vanoggend ook moeg voel, as jy voel alles is te veel vir jou, as jy voel die hartseer is te veel, as jy voel niemand kan jou verstaan nie, niemand weet wat regtig binne jou aangaan nie, as jy voel dat jy al soveel keer geval en foute gemaak het, as jy so bang is vir die toekoms want jy weet nie, hoe gaan ek dit maak nie, dan kom Jesus nou na jou en hy sê, kom na my toe, ek wil vir jou ook weer die rus gee. Die Here Jesus is nie ver van ons nie, hy is by jou. En daarom sê hy, kom net in my arms in. Kom daar waar ek jou kan vashou. In Psalm 34 vers 19 sê die woord, die Here is naby die gebrokenes van hart. En hy verlos die wat verslae is van gees. Hy weet wat aangaan en hy wil jou help. Miskien is jou hart vanoggend ook gebreek. Miskien het jy al soveel keer gebid en gevoel asof niks in jou lewe begin regkom of wil verander nie. En die Here wil dan net vir jou kom sê, maar ek is naby jou. Moenie opgee nie. Ek is daar vir jou. Ons hoef nie ons laste alleen te probeer dra nie. Ons probeer dit dikwels doen. Ons probeer planne maak. Ons wonder, ons twyfel. Ons wil 'n plan maak. Hoe moet ons hier deurkom? Ons dink, ek moet mos sterk wees. Ek is die een wat daardeur moet gaan. Maar selfs die sterkste mense kan ook moeg word. Daar's 'n ou verhaal van 'n klein seentjie wat gevra word om sy baba sussie te dra teen 'n bergpaadjie op. En iemand vra toe vir die seentjie, genade kind, is daai baba nie vreeslik swaar vir so jong seentjie nie? En hy antwoord, sy is mos geen swaar nie, sy is my sussie. Wonderlik dat Jesus so na ons ook kyk. Hy sien jou nie as 'n las nie. Hy sien jou nie as 'n probleem nie. Jy is syne en vir jou het die Here ongelooflik lief. Ons probleme is nie te groot vir hom nie. En daarom sê 1 Petrus 5 vers 7 dit so mooi, werp al jou bekommernisse dan op hom, want hy sorg vir julle. Nie net sommige van jou bekommernisse nie, maar alles. Of dit nou geld, gesondheid, kinders, toekoms, 'n huwelik, vrese is vir wat nog kan kom en wat die pad van ons inhou. Dalk jou sonde. Gee alles vir Jesus. Werp al daai bekommernisse op hom, want hy het jou lief.
En Jesus wil jou ook daardeur help en weer rus in jou gemoed bring. Daarom beloof dit vir ons in daai vers wat ons so mooi lees. Ek sal vir julle rus gee. Die wêreld bied baie dinge vir ons aan. Die wêreld wil ons partymal probeer lok om te sê ons kan werk en ons kan meer geld kry, meer besittings kry, meer sukses sien. Maar baie mense het al hierdie dinge, maar nog steeds geen vrede nie. Ware rus word nie in dinge gevind nie, maar ware rus word net in Christus gevind. In Johannes 14 vers 27 lees ons die woorde van die Here as hy sê, vrede laat ek vir julle, my vrede gee ek aan julle. Die wêreld se vrede hang af van omstandighede. Maar Jesus se vrede is iets wat by ons kan bly selfs in ons storms. Dink aan die disippels toe hulle op daai stormsee was. Die wind wat so geruk het, golwe wat gebreek het rondom hulle, maar Jesus was saam met hulle in daai skepie. En omdat Jesus in die boot was daar hoop. Miskien gaan jy deur so 'n storm in jou lewe self nou. Maar onthou, as Jesus in die boot is, sal daai bootjie nie sink nie. Die Here dra ons wanneer ons self voel, ons kan nie meer nie. Daarom lees ons in Jesaja 41 vers 10, moenie vrees nie, want ek is met jou, ek versterk jou, ook help ek vir jou. Wat 'n wonderlike belofte. God kom nie en sê, jy sal nooit weer probleme hê nie. Hy sê, ek sal saam met jou deur jou probleme gaan. Ons bid, Here, neem asseblief die storm weg, maar sy antwoord is, my kind, jy hoef nie die storm te vrees nie. Ek gaan saam met jou daardeur stap, hou vas my hand, kom na my toe, bring dit vir my. Psalm 23 vers 4, al gaan ek oor die dal van die doodse skaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Let op, die Psalm sê nie, ons gaan nooit deur so dal nie, dit sê, al gaan ek daardeur, God is by my, saam met my, en hy gaan my help. Jesus sê, kom neem dan my juk op julle. 'n Juk is iets wat ons gebruik word om twee osse saam aan mekaar te bind, sodat hulle saam die werk kan doen. En wanneer die jong os moeg word, het die sterker os die grootste deel van die gewig nog op hom, en hy dra dit. En dis die beeld wat die Here ook vir ons sê. Wanneer ons swak voel, wanneer ons voel ons kan nie meer nie en ons bene wil ingee onder ons, weet hy dra saam met ons aan ons las. Hy is die een wat ons nie alleen sal los nie. In 2 Korintiërs 12 en vers 9 lees ons, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. So sê die Here vandag vir jou, wanneer jy voel jou krag is nie meer genoeg nie. Wanneer jy voel jy kan nie meer nie, die Here sê sy krag, sy genade vir jou is genoeg. En dis juis wanneer jou krag op sy minste is, wat syne die duidelikste sigbaar sal word deur jou. Jy hoef nie sterk genoeg te wees, goed genoeg nie. Jy hoef net aan Jesus vas te hou. Hy is daar vir jou en hy het jou so lief. In Romeine 8 vers 38 en 39 sê die woord, niks sal ons skei van die liefde van God nie. Nie siekte nie, nie verlies nie, nie teleurstellings nie, nie die dood nie, nie jou verlede nie. God hou jou styf vas. Hy's lief vir jou. Hy sien ook jou trane en hy hoor jou gebede. Psalm 56 sê, God self tel elke een van ons trane. Dink daaraan, elke traan wat jy stort, het God reeds gesien.
Jy word nie vergeet nie. Jy is geliefd. Miskien dra jy ook vanoggend nog baie swaar en baie van daai laste wat die pad vir jou ook baie moeilik kan maak met tye. Jy's nie alleen nie en jy hoef net aan Jesus vas te hou. Jy voel dalk ook uitgeput. Miskien is jy ook maar soos ons almal een van daai wat glimlag, maar binne in jou is jou hart so moeg. Luister dan weer na Jesus se uitnodiging as hy sê, kom na my toe almal wat moeg en oorlaai voel deur al hierdie dinge. Ek sal ook vir jou rus gee. Nie môre of eendag nie, nou, vandag. Bring jou laste, bring daai pyn, bring elke een van jou vrese, bring ook jou trane, jou gebroke hart. Jesus wag steeds met oop arms en hy sê, ek sê jou nooit alleen los nie, jou nooit verlaat nie, Hebreërs 13 vers 5. En wanneer die pad vir jou voel of dit donker word, onthou dan net, God loop saam met jou. Selfs wanneer jy huil, dan huil hy saam met jou. Wanneer jy swak is hy die een wat jou sal dra. Wanneer jy bang is hy die een wat jou hand sal vashou. En eendag sal ons terugkyk en besef, die Here was elke tree saam met my op my pad. Dit herinner my weer aan die verhaal van die seentjie wat saam met sy pa deur hierdie groot vreemde bos gaan stap het, want die pa wou vir hom gaan wys het waar hy groot geword en gespeel het as kind. En skielik breek daar 'n vreeslike groot storm los. Die winde waai erg en die reën is hard. Die donder weer reën vreeslik. En die seentjie word baie bang. Hy begin eintlik huil en hy roep na sy pa en hy sê ek is bang. Help my. Ek weet nie waarheen om nou te vlug nie. Ek ken nie hierdie pad nie. Help my. Die pa het net by hom gekniel, sy hand uitgesteek en gesê, jy hoef nie bang te wees nie, my seun. Ek ken die pad. Al wat jy moet doen is om my hand styf vas te hou. Die seentjie het sy pa se hand gevat. Styf vasgehou natuurlik want hy was maar bang. Dit het nie opgehou reën nie. Dit het nog steeds gereën. Die donderweer was maar nog net so swaar. Maar al wat verander het is die seentjie was nie meer so bang nie, omdat hy geweet het, sy pa weet wat die regte pad is en hy sal hom veilig weer by die huis kry. My geliefdes, dis presies wat Matteus 11 vers 28 vir ons kom sê. Kom na my toe. Almal wat vandag so oorlaai voel met alles wat in hierdie lewe aangaan. Wat belas voel, wat beteken hierdie voel soos 'n swaar las wat op ons dra. Bring dit vir die Here, hy gaan jou rus gee. Hy beloof nie dat die pad vorentoe geen storms gaan hê nie. Maar hy beloof ook nie dat ons nooit weer sal siek word of hartseer word nie. Nooit weer 'n probleem sal hê nie. Al wat hy beloof is, jy hoef nie alleen te voel in jou storm nie. Hy is daar vir jou. Vat sy hand en hou dit styf vas. Soms verstaan ons ook nie waarom al hierdie dinge moet gebeur nie. Soms weet ons nie wat die toekoms gaan inhou of hoe ons dit gaan oorleef nie. Maar ons ken die een wat die toekoms reeds bepaal het en dit in sy hand hou. Dit moet vir ons genoeg wees. Want wanneer ons hande in die hand van Jesus geplaas word, ontdek ons dat sy teenwoordigheid groter is as enige van ons vrese. Die storms mag nog steeds woed, maar daar's vrede vir ons harte. Want die Vader stap saam met ons en hy beloof vir jou sal ek nooit alleen los nie. Vir jou het hy lief. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie dat U ons liefhet. Dat U ons nooi om vandag weer al ons seer, ons probleme, pyn en vrees net vir U te bring. En dat U vir ons sê ek sal vir jou rus gee. Dankie dat ons niks hoef te vrees nie,
maar alles net in geloof vir U kan gee en kan uitsien om te sien hoe U vir ons gaan voorsien en vir ons die pad voorberei. Mag U liefde, U vrede en U rus nou met elkeen van ons wees en bly. Amen. Ontvang dan nou ook die seën van die Here en gaan in sy liefde en in sy vrede. Die Here is voor jou om die weg gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die Drie-enige God jou van nou af tot in alle ewigheid. Amen.